Ek is nou hier by die 380 hektaar hier naby Ellisraas. Hier is 3 huise en hier is eintlik 4 huise. Hier is 3 huise wat hier bymekaar is. Daar is 'n 3 slaapkamer huis daar. Daar is 2 gastekamers, buitekamer. Dan is daar een in daardie huis. Dis die huis met 2 slaapkamers. Dis die een daar en die Wees slim, skryf in. hier's 3 toegeruste boorgate, maar hier is ook meer boorgate. Hier is ook wildomheining. Dis ten volle met wildomheining aan alle kante. Hierdie is waar elke eienaar het 'n huis en dit is hulle is al 25, 26 jaar op die grond. Topografie van die grond is heeltemal plat, soos 'n tafel. En kyk, hier is die uitsig wat jy kry. Baie goeie bure. Hierdie huis is met ingeboude kaste. Prys en alles wat jy wil weet is hier onderaan in die beskrywing. Die wildgetalle, die water. Alles ingesluit, het my gesê. Dis alles ingesluit hier, maar is eintlik maar net 'n trekker. Hier's een so Ford trekker in 'n goeie toestand. Dit is hier's goeie instandhouding. Wildtuining is in 'n goeie toestand. Maar hierdie is 'n lekker, kom ons noem dit 'n lekker brood en botter tipe van plaasie. Hier's alles. Dis net 'n lekker wildplaas. Kyk, hier is dis die huis met die 2 slaapkamers. En hier is, dink net hoeveel, wat 'n soort van herinneringe gaan jy hier kan bou met op hierdie grond. Die plek is vreeslik netjies. Dis skoon. Daar is 'n 3 slaapkamer huis van hier af. Kyk net, daar is hy. Pragtige 3 slaapkamer huis. En hier is 2 gastekamers met 'n badkamer. Nou daar's die braaiplek waar ons nou net was. En die eienaar, hulle woon self, hier's twee van die eienaars is self hier op die grond. En hier is nie enige probleme met ongewenste elemente, enigiets in daai lyn. Hier is kamers is met lugverkoeling. Hier is en dan is hierdie is die kamers is bedoel vir as mense nou wil gaste wil ontvang. En hier is ook 'n stort en 'n spoeltoilet. En dit is as jy nou bijvoorbeeld jagter sit of so, dan kan hulle hier kom bly. Ons gaan nou hier in die huis in. Dit is hier is 'n 2 slaapkamer huis met kombuis en hier's 'n naaldwerkkamer. Hier is die kombuis. Nou die elektrisiteit hier in die huis is op die stadium uitgeskakel. Die rede daarvoor is dat die 2 van die eienaars is met vakansie in Hermanus in die Kaap, en dit is waarom hulle dit uitgeskakel het. So jy sal nou seker wonder, waarom sal 'n mens dan nou, as jy nou hier bly, waarom sê jy nou op vakansie wil gaan? Want dit is tog 'n vakansie om hier te woon, of wat dink jy? So hier is eerste slaapkamer, hier's 2 badkamers, hier's 'n stort en 'n toilet, hier's 'n bad en 'n toilet, en hier's net 2 slaapkamers, en dis waar die eienaar self, een van die eienaars, sy woon hier, maar sy is nou weg na, sy is nou in die Kaap, en dit is die huis, so, dit is een van die 3 huise. Ons was eintlik nou in al 3 gaan ons gou 'n toer deur huis nommer 3. En elke keer as ek hierdie hoor, tiet, dan is dit die voël. Dan dink ek trap op iemand dan wil ek nou net myself dink het ek nou hier op die voël getrap.
hier is die kombuis en hier is 'n badkamer. Hier is een van 3 slaapkamers. Hier is die eerste slaapkamer en daar is 'n tweede slaapkamer en hier is die derde slaapkamer. Maar alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, gaan jy in my beskrywing kry onderaan in die video. Ja, hier is ons, dit is die woonkamer en hierso, kyk hierso. Kyk nie daar. Kom gegooi. Wat sê? Kyk net hier. Pragtig. Hier deur die wild net die hoofingang en dit is 'n behoorlike swaar hek daar agter, hoor. Moenie as Boet in graad 3 of in standaard 1 is, moenie vir Boet probeer of vir Boet of 'n sis probeer daar die hek laat oopmaak nie. Hy skuif lekker oop, hy's behoorlik, maar hy is lekker, hy's swaar. Wat is dit hier so? Ek dink ek moet reguit aangaan. Die grond is in 'n, kom ons sê, 'n soort van 'n byna soort van 'n reghoek vorm. Dit is langer as wat dit korter is. So dit is omtrent 380 hektaar. En wat ek nou hier sien is, ek sien hier is hier en daar 'n paar woorde plante, maar en hierdie gebied het ook 'n baie is in 'n reënvalgebied waar water waardeer word, maar ons het hierdie laaste seisoen, die laaste 2 jaar in 2026, vandag is 8 Mei 2026, het ons vreeslike lekker goeie reën gehad. Ek dink ons is nou hier by die huise en dan gaan ek nou net 'n bietjie groet. Hier is die Boskamp en kom ons kyk, ek gaan sommer hier parkeer. So, Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. dis die struktuur, hy so ek sê, hy kort aandag, dis nie, hy val nou nie uit mekaar uit nie, maar hy kan doen met 'n verf of 'n pleister of so iets. Ja, nee, hy lyk vir netjies gewees. Ek sien daar's 'n ligverkoeler, Ja, hy het ligverkoeling en alles. Daai shape wat daar staan, het ek nog van Pretoria af hiernatoe gery. Mense, daar's nog 'n huis. Hy kort net 'n bietjie 'n blik verf en pleister en so 'n bietjie instandhouding, maar daar's 'n ligverkoeling ook in. So jy kan maar sê hier's eintlik 4 huise op die grond. Kyk net bietjie weer, daar's hy met sy eie watertank. Daar's die huis met 'n watertank. Ons is nou net hier weer by 'n boorgat verby. Hierso is 'n Eskom punt en hier is 'n bietjie stoor en hierso kan jy sien daar's waterpunte. Lyk vir my hier's nog 'n boorgat. Hierso sê seker 25 kVA elektrisiteit en dis 'n lekker groen hier want ons het die laaste ikoniese Bosveld bome. Dit is mos 'n wat se naam, knoppiesdoring. Knoppiesdoring is lekker groot. Hier's nog 'n boorgat. Ek nou lyk vir my Ek sien 2 wat na die huis toe gaan. ek kry byna die gedagte dat ek het al meer boorgate getel hier. Wat net hier af. En hier is en hier is nou by die huis. Hier is die huisgedeel. Nee, ons het nou so draai gery dat ek het byna gedink hier's meer as 3 boorgate, maar dit is toe nou nie so. Hier's toe nou net die 3 boorgate, maar en hier is 'n Nyala kampie ook. Sit en ons gaan nou 'n bietjie bokkies kyk. En hier voor ons was nou net vars spore van blou wildebeeste gewees. Ons gaan nou nie deur die hele plaas ry vandag nie, maar die grond is in 'n lekker adres. Dit is omtrent so 6 km van die teerpad af. Wildgetalle, dis seker die vraag wat jy wil weet. Hier is genoeg wild. Hier so 20-30 rooibokke. Hier's blou wildebeeste. Hier's 'n paar kudu's. Hier's 2
waterbok horings wat die waswaterbokke, maar hulle is nog hier, maar is net hulle horings wat oorgebly het. Die twee waterbokke het mekaar selfs sommer uitgehaal. Die plaas is in 'n reghoekvorm, hier is Eskom elektrisiteit. Boomsoorte wat jy hier kry is maar die matoppie en mapiepie en knoppiesdorings, maar hier's 'n paar marulas. Ek het nog nie een gesien, maar ek is seker as ons 'n bietjie dieper gaan inry, gaan ons van hulle sien. Hier is dit is en dit lyk as dis nie heeltemal wat soort van bome. Hier is water hier voor ons. Kom ons kyk wat soort van hier's 'n waterpunt voor ons. Hier lyk my hier's 'n boorgat. Dis dalk is hy met 'n sonenergie aan. Ja, hier's 'n waterpunt. Ons gaan nou gou 'n bietjie net na die water toe loop. Kyk hoe dit daar lyk. En hier's een van die boorgate. Dis ja, derde boorgat, spaarboorgat en hulle is hier's 3 boorgate. Hier's 1500 liter per uur per boorgat. Ten minste 1500 liter per uur. En hierdie water word hierdie seisonaal reentye hou ons gewoonlik tot so September, Oktober is hierdie pannetjie water in. Maar hierdie jaar gaan hy vir ons deurvat na volgende jaar toe, want hierdie pannetjie is nou seker 10 keer groter as wat hy normaalweg is. Op plaas van 10 meter as hy nou 210. Ja, hierdie lyk self kan sien, ja. Kyk af, mense, dis mos nou mooi. Dis nou wat jy nou jou bosveld mooi wil noem. Dit het al 2 maande terug gereën en dit lyk nog steeds so. Daar's hy. Bokkaart wat net daar agter. Bokkies is daar agter, maar ons sien hulle nie nou. Nee, hulle gaan deur soos om. Gaan hulle deur. Ja, ek gaan 'n paar as julle meer wil weet oor hierdie grond, ek het die foto's, as jy nie, is ons nog 'n ekstra waterpunt en dit is kyk net hoe lyk dit hier van die water. En die water was nog dit 'n bietjie teruggetrek, maar eienaar sê vir my hulle gaan die water boor deur die hele seisoen tot volgende seisoen boor te hou. Ja, hy gaan nou. As dit so met hierdie soos dit nou lyk. Hierdie tank voer 'n 1000 liter tank by die krib. En van die 1000 tank af in die krib. So ons het altyd backup water deur die drinktyd. As hy so daar jou Al bok. die sypings is so. Jy het 1000 liter by elke syping spaar, afgesien van die watertanks. Die bokkies het altyd water. Altyd water, nee, ons het genoeg. Water is ons heeltemal selfvoorsienend, maar nie vir besproeiing nie. Vir wild en mens heeltemal genoeg. Ons is nou hier by die naby die waterpunt. Hier is oral marula bome en wat is daar? Daar is fondamente wat deur een van die vorige eienaars gegooi is en hy wou daar 'n huis bou en 'n saal en so, maar hy is ondertussen sy oorlede. En hier is ons weer by die water. Ons gaan nou verder ry. Tuining is so 11 km en die eienaar sê vir my hulle het so 'n omgewing van 32 km paaie op die grond. So hier's 'n behoorlike goed ontwikkelde padnetwerk. En vir die reën val hier per jaar is so 380. So ja, so 380 400 mm per jaar. Hier is geen besproeiing. Hier is genoeg water, maar nie water vir besproeiing en dan het jy ook baie goeie bure hierso. Hier's lang gevestigde permanente inwoners wat hier woon en jy sien hier is die 3-fase elektrisiteit wat deur die plaas ons gaan en hierdie en dit het 'n goeie adres. Die pad hier na toe dit is 'n mens ry vanaf Ellis Ras af is dit so wat dit 65 km. 60, ja, so 65 km van Ellis Ras af. En die toestand van die teerpad is in 'n baie goeie toestand. Dit is 'n
5 uit 5 toestand. Daar was so 'n stukkie gedeel gewees wat nie so lekker was tussen Ellisraas en kom ons sê rigting Stokpoort, maar ek sien ek het hom so 'n week gelede. Hy's lyk my nou bietjie die pad is bietjie verbeter, hy het bietjie van die gate opgevul, van die slaggate, maar oor die algemeen is die pad in 'n baie goeie toestand. So dit is 'n goeie bereik en belangrike ding, jy het goeie bure ook hier. En ons Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. ry nou hier langs die wildtuining. Wildtuining is ook in 'n goeie toestand. Die huise is self deur die eienaar gebou, vol met wildtuining aan alle kante, 20-30 rooibokke, paar kudu's, Eskom elektrisiteit, net 'n lekker plaas, doringveld, goeie bure, al die dinge wat jy wil weet. En hier is ons nou, hier het ons nog 'n bietjie water, oop water, dis is dit seisoonaal. Ape daar oorkant. Hartjie op die draad. Jou Bosveld droom. Hier is jou Bosveld droom, is so groot, dit is 'n marula boom. Ek het nog nie so 'n hoë marula boom gesien. Ons het by ons huis 'n marula boom. Ek moet 'n foto van hierdie boom, enorme marula boom neem. Kyk net daar, ek haal gou my kamera uit, daar's hy. Ons gaan gou kyk net hierdie. Ek het 'n foto neem gou 'n foto van hierdie marula boom. Tussen Mendam, nog 'n reservoir of vir water. Hy's nie nou vol nie, maar hy kan kom vol. Ja, daar sien nou water in die ding en net die grond, net weer herinner, dit is 380 hektaar ten volle met wildomheining aan alle kante. Genoeg water, 3 boorgate. Hier nou net klaar by plaasbesoek van hierdie 380 hektaar naby Ellisraas. Ja, dis 'n lekker plaas hier. Dis genoeg wild, 3 boorgate, 3 huise, is eintlik 4 huise, 3 huise hier bymekaar en die eienaars woon self op die grond. Die rede waarom hulle verkoop is maar net hulle is in die verkopers ouderdom, hulle begin nou in 'n volgende lewensfase in. Die 2 3 slaapkamers en 1 2 slaapkamer huise. Alles wat jy wil weet in die beskrywing, dit kry jy onder. Die grond is heeltemal in 'n plat topografie. Hier is ten volle met wildtuining aan alle kante. Hier is rooibokke, so 20-30 rooibokke, 'n paar kudu's. Nie vreeslik baie wild nie, maar hier is wild. Alles wat jy wil weet en wat vir belangrik is, onthou net Wees slim, skryf in.